Goeiedag en baie welkom hierso by hierdie Pinkster Sondag van 2025. Vandag gaan ons saamgesels hier uit 'n gedeelte uit na aanleiding van ons Pinksterreeks wat ons by die kerk gehad het hierdie week. Oor hierdie paar gedagtes wat ons wissel rondom God se oordeel en God se geregtigheid. En lees saam met my hierdie gedeelte dan is uit Matteus 5 uit. En ons lees daar, dis die bergpredikasie natuurlik, Jesus se eerste preek wat hy gee toe hy op aarde was. En hierdie is wat hy dan vir die mense te sê gehad het. Ek lees daar vir ons saam vanaf vers 3 af. Gelukkig is die armes van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Gelukkig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Gelukkig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerf. Gelukkig is die wat honger en dors na geregtigheid, daai woord, geregtigheid, want hulle sal versadig word. Gelukkig is die barmhartiges, want hulle sal barmhartigheid ontvang. En gelukkig is die wat suiwer van hart is, want hulle sal God sien. Gelukkig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. En gelukkig is die wat vervolg word, ter wille van geregtigheid, weer daai woord, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Gelukkig is julle, wanneer die mense julle om my ontwil beledig en vervolg en vals beskuldig van alles wat sleg is. Wees bly en jubel, omdat julle beloning groot is in die hemele. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. En dan die volgende gedeelte hier van die bergrede dan is om sout en lig te wees, vers 13. Julle is die sout vir die aarde, maar as die sout sy smaak verloor het, waarmee sal dit weer sout gemaak word? Dit deeg vir niks meer nie, behalwe om buite gegooi te word, sodat dit deur die mense vertrap kan word. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. 'n Mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op 'n lampstander, en so gee dit lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is, kan verheerlik. Moenie eers daaraan dink, dat ek gekom het om die wet of die profete af te skaf nie. Ek het nie gekom om af te skaf nie, maar om te vervul. Amen, ek sê vir julle, totdat die hemel en die aarde tot niet gaan, sal daar beslis geen jota of titel van die wet tot niet gaan nie, totdat alles vervul is. Wie dus een van die geringste van hierdie gebooie afskaf en die mense so leer, sal die geringste in die koninkryk van die hemele genoem word. Maar wie dit onderhou en ander daarin onderrig, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Wat ek sê vir julle, as julle geregtig, want ek sê vir julle, as julle geregtigheid nie aansienlik meer is as die van die skrifkenners en die fariseërs nie, sal julle beslis nie die koninkryk van die hemele binnegaan nie. Julle het gehoor dat daar aan die voorouers gesê is, jy mag nie moord pleeg hê, en wie moord pleeg is strafbaar voor die reg. Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat kwaad is vir sy broer, strafbaar is voor die reg. En dan so eentjie aan in hoofstuk 6 dan, vers 1, wees op julle hoede, dat julle nie julle geregtigheid voor die mense beoefen, om deur hulle gesien te word nie. Anders is daar vir julle geen beloning by julle Vader in die hemele nie. Wanneer julle liefdadigheid beoefen, moet dit nie uitpas sein, soos die skynheiliges in die sinagoges en in die strate maak nie, sodat hulle deur mense geëer kan word nie. Amen, ek sê vir julle, hulle het reeds hulle volle beloning ontvang. En dan vers 33 van hoofstuk 6,
maar soek allereerst eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Nou soos ek gesê het ons hierdie week oor 'n klompie waardes of 'n klompie karaktertrekke van God dan gesels. En vir die van julle wat nou nie dit meegemaak het nie, maandag het ons vir mekaar gesê in die kerk toe ons gesels het oor die God van liefde wat ons dien, dat ons die regte prentjie van God voor oë moet hou. En mense is inderdaad dan baie geneig om te sê, ja maar, dis half asof die God van die Ou Testament 'n God was van woede en van oordeel. Maar in dieselfde asem is God ook eintlik nie net God van oordeel en woede nie, want haal ons dan uit die Nuwe Testament dan 'n God vol genade en liefde wat almal dan vergewe. Maar dis nie waar nie. Dis nie twee gode van die Ou en die Nuwe Testament nie. Ons lees reeds in die Ou Testament dat God se genade en vergifnis ook daar is vir die mense en vir die volk. Ons lees eweens ook in die Nuwe Testament dat Jesus self mense wat teen sy geregtigheid dan optree, vir hulle sê, hulle veroordeel dan en sê, maar ellende wag vir julle. So kom ek en jy gesels vandag 'n bietjie oor hierdie onderwerp wat ons baie keer verward laat voel. Wat is die geregtigheid van God? Wanneer veroordeel God iemand? Nou in die apostoliese geloofsbelijdenis bely ons mos as 'n kerk eenvormig dat Jesus Christus aan die regterhand van God die Vader, die Almagtige sit, van waar hy sal kom om te oordeel die wat lewe en die wat reeds gesterf het. Maar as Nuwe Testamentiese gelowiges kom ek baie keer agter dat ons daai woorde maar bietjie mymerend prewel. Ons lê so baie klem op die genade en liefde van Jesus, dat ons sukkel om te verstaan. Hoe is God se oordeel? Is dit iets vir ons om te vrees voor? Of is daar iets dieper, 'n dieper waarheid wat ek en jy moet verstaan daaruit? Miskien kan ek begin deur om te sê, miskien dink ons verkeerd oor God se oordeel. Want wanneer ek en jy in ons terme praat en oordeel, dan sien ons onmiddellik hier in ons kop 'n regter wat op sy stoel sit, kompleet met sy gewaad aan, en die gepaste straf daar met sy hamermos aan 'n misdadiger toeslaan. Ons vergeet dat God se oordeel, luister mooi, nie primêr fokus om mense te straf nie, maar dat God se geregtigheid vir ons vrede en vryheid moet bring. Nou in hierdie gedeelte wat ons gelees het in die Saligsprekinge, sien ons dit juis. Hier begin Jesus die bergrede, wat hy nie met 'n klomp strawwe vir die mense hulle self bepreek nie, maar eerder hierdie seëninge. Salig is die wat arm van gees is, want hulle behoort die koninkryk van die hemel. Salig is hulle wat treur mos, want hulle sal getroos word. Dit is hoe God se oordeel werk. Dit bring seën en dit bring troos en dit bring herstel. God oordeel om dinge reg te maak, om te genees waar daar pyn is, om geregtigheid te bring waar daar onreg is. Sonder God se goeie oordeel sou ek en jy uitgelewer gewees het aan die chaos van hierdie wêreld, se onreg en sonde en boosheid, en was daar geen hoop dat daar iets beter vir ons sou kom wees in die lewe nie. God se oordeel is nie ons vyand nie. Dis ons redding. Sonder God se regstellende oordeel kan daar nie werklik vryheid wees en kan ons nie voluit lewe nie. Nou God kom en gee die wet vir die Israeliete in die Ou Testament, natuurlik na hulle uittog uit Egipte uit. En hoekom gee God hierdie 10 gebooie aan die volk Israel? Om hulle te straf, om hulle te veroordeel, om hulle voor stok te hou? Natuurlik nie. Wanneer hy die gebooie vir hulle gee en hulle dit dan nakom, sou hulle juis vry kan leef. As God sê moenie moord pleeg nie, is dit doordat daar gevolge is van moord. En wanneer jy daai wet oortree, jy jouself eintlik juis 'n gevangene maak. Die wet is nie die ding wat ons gevangene maak nie. Nou kom Jesus hier in Matteus 5 vers 17, hy sê, moenie eers daaraan dink dat ek gekom het om hierdie wet en die profete af te skaf nie. Ek het nie gekom om dit af te skaf nie, maar om dit te vervul.
Jesus is die vervulling daarvan. Nou ons weet, Jesus, sy naam is ons verlosser, is bevryder. Met ander woorde, as Jesus sê, hy kom om die wet te vervul, is die wet nie bedoel as 'n instrument om ons mee tereg te stel nie. Dit is bedoel as 'n instrument van bevryding, nie van onderdrukking nie. Dit wys ons hoe om in harmonie met God en met mekaar te leef. Maar kyk dan, wat het die fariseërs moes daarvan gemaak in die Ou Testament. Die fariseërs het hierdie pragtige wet van God gevat, en dit gebruik juis as 'n instrument om mense mee te onderdruk en talle mense uit te sluit en grense te stel. Daarom kom Jesus mos in Matteus 23 vers 4 en veroordeel die fariseërs en sê vir hulle, julle hang 'n swaar en 'n ondraaglike las op mense se skouers, maar self wil julle nie 'n vinger met 'n vinger daaraan raak nie. Sien, dit is wat gebeur wanneer ons God se bedoeling verkeerd verstaan. In plaas van bevryding wat die wet moes bring, bring dit gevangenskap. In plaas van genesing veroorsaak dit pyn wanneer ons dit nie reg verstaan en natuurlik praktiseer nie. Nou kom Jesus hier in Matteus 5 vers 21 en 22 wat ons gelees het en hy sê, julle het gehoor dat vir julle voorouers gesê is, jy mag nie moord pleeg nie, en wie moord pleeg is strafbaar voor die reg, maar ek sê vir julle, dat elkeen wat kwaad is vir sy broer, strafbaar is voor die reg. Wat maak Jesus hier? Hy maak nie die wet ligter nie, hy maak dit juis dieper. Hy maak die verstaan en die omvang daarvan juis wyer. Ons oordeel mense op die uiterlike, nie waar nie? Dit wat ons kan sien van 'n ander persoon. Of erger nog, dit wat my ervaring is van daai persoon, dan oordeel ons hulle daarop. Maar God wys dat sy oordeel nie op die uiterlike dade fokus nie in hierdie gedeelte nie, maar dat dit op die hart lê. Wanneer hy sê, selfs al het jy iets teen jou broer, dan sê ek vir jou, is jy strafbaar voor die reg. Maar let op, God doen dit om ons te red van die sonde en van dit wat ons aan die binnekant verteer, nie om ons te verdoem nie. Dan kom Jesus hier in Matteus 6, daar vers 1 en 2 wat ons saam gelees het, en hy sê, wees op julle hoede, dat julle nie julle geregtigheid voor die mense beoefen om deur hulle gesien te word nie. Anders is daar vir julle geen beloning nie. Nee, sê hy, wanneer ons dan liefdadigheid beoefen, ek gaan nou 'n opmerking daaroor maak, moet dit nie uitbasyn soos die skynheiliges in die sinagoges en op die strate maak, dat hulle deur mense gesien kan word nie. Nou hierdie Griekse woordjie, wat gebruik word vir geregtigheid en liefdadigheid, is die woordjie diakosinei. Dit beteken, dis nie net 'n regstelsel wat regverdig is nie, maar dit te doen met die regverdigheid, of soos die Engelse sê, the equity, die gelykheid. En dit dui op billikheid as 'n handeling, billikheid as 'n aksie wat gedoen moet word. En dis daarom die vertaling, ook die 83 vertaling het so vertaal, as liefdadigheid. Moenie dat jou liefdadigheid so gewys word, laat dit deur mense vereer word nie. Dan kom Jesus, en hy sê vir hierdie mense, dis nie ons geregtigheid wat ons moet beoefen soos hierdie fariseërs nie. Laat dit vir ander mense se eer gaan vir ons nie, nee. Maar ons moet billikheid in aksie, ons liefdadigheid moet so wees, volgens Jesus, en wat hy duidelik hierso sê ook, dit moet nederig wees. Hier sien ons dan nou die verskil mos, tussen God se geregtigheid en ons selfregverdiging. God se geregtigheid soek nie erkenning nie, dit soek herstel. Ons geregtigheid soek ons eie voordeel, dit vir myself, en baie keer ook die erkenning wat ek van ander mense af sal kry. Jeremia skryf in Jeremia 22 vers 3 van wat hierdie reg van God prakties vir ons beteken. Hy sê daar, so sê die Here, laat reg en geregtigheid geskied. En dan, hoe doen ons dit? Red die wat beroof word uit die hand van die verdrukkers. Vreemdelinge, vaderloses en weduwees moet julle nie mishandel en geweld aandoen nie. En onskuldige bloed moet julle nie vergiet in hierdie plek nie.
Wat gebeur in hierdie versie? Ons sien dat God se geregtigheid is dat ons moet opstaan vir die weerloses. Dit is God se oordeel in aksie. Nie straf nie, maar beskerming vir die mense wat dit die meeste nodig het. Jesus sluit natuurlik hierby aan in Matteus 25, wanneer hy verder praat en sê, ja, wanneer julle my kos gegee het vir die hongeres en water vir die dors is, klere vir die naaktes, 'n tuiste vir die vreemde, dan is dit so goed dat julle dit aan my gedoen het. Dan sê hy in vers Matteus 25, sal ons in Christus se koninkryk verwelkom word. Maar is hierby wat Jesus ook aansluit in Matteus 7 vers 1, wanneer hy sê, moet jy nie oordeel nie, sodat jy nie geoordeel word nie. Maar let op, dit beteken nie dat God nie oordeel nie. Die verskil is juis hierdie, is ons menslike oordeel bring veroordeling en uitsluiting en pyn. God se oordeel bring genesing en herstel en vrede en geregtigheid. Wanneer ons mekaar veroordeel, vererger ons net die onreg en die pyn en die verdeling. Maar God se oordeel is soos 'n goeie regter wat sake reg maak, wat geregtigheid laat seëvier, wat die gebrokenheid heel kom maak. Die profeet Jesaja verstaan dit ook daar in Jesaja 61 vers 1 en 2, dan sê hy, die Here is op my, omdat die Here my gesalf het, hy het my gestuur om 'n goeie boodskap te bring aan die magteloses, om die met gebroke harte se wonde te verbind, om die wat weggevoer is, se vrylating aan te kondig, en bevryding vir die wat geboei is, om die genadejaar van die Here aan te kondig, ons God, om almal wat rou te troos. Dit is God se oordeel. Nie vernietiging nie, maar die herskepping wat hy bring. Nie straf nie, maar genesing. Ons het hierdie week in die kerk gesels en heel wat gepraat oor hierdie woordjie beliggaam. En ons het vir mekaar gesê, maar dit is om soos God en soos Christus te wees in hierdie wêreld. Ons lees van die eerste gemeentes in Handelinge, en hulle het verskriklik vinnig gegroei, juis omdat hulle hierdie geregtigheid van God beliggaam het. Hulle het die armes gehelp wat niemand wou doen nie. Hulle het die siekes versorg wat almal uitgeskuif het omdat hulle gedink het hulle is onrein. Hulle het die vreemdelinge by hulle verwelkom in hulle geselskap en hulle laat tuis voel wat ander mense uitgeskuif het en wat ander mense afgedruk het oor dat hulle bang is hulle vat hulle plekkie in die son. Die vroeë kerk was nie soos wat ons die kerk ken vandag nie. Almal mense van dieselfde rofweg, dieselfde taal praat, rofweg dieselfde kultuur en agtergronde het nie. Nee, die eerste kerk was 'n vreemde gemeenskap gewees. Daar was armes en rykes en slawe en vry mense, mans en vroue selfs in daai tyd, Jode en Grieke wat praat van rein mense en onrein mense, verskillende tale en rasse, almal onder die een dak om God te aanbid. Hulle het saam geëet, lees ons in Handelinge. Hulle het saam gebid, mekaar saam geleer, en hulle leer ons ook, hulle het alles met mekaar gedeel. Met ander woorde, hulle het mekaar as gelykes behandel. Dit was ondenkbaar in die wêreld waarbinne hulle geleef het. Net 'n wonderwerk van die Heilige Gees kon dit doen. Maar dit was natuurlik nie sonder sy moeilikheid gewees nie. En daarna lees ons dat Paulus in sy briewe telkens hierdie einste gemeentes moet kom aanpraat en vir hulle sê, julle moenie weer in die vlees gaan wandel nie, maar julle moet in die gees kom wandel. Want hulle sou vinnig weer terug van hulle val in hulle ou manier van leef, soos die wêreld van hulle verwag het om te doen. Terug in hulle ou groepies met hulle ou vooroordele. Dan moes Paulus kom en vir hulle herinner dat hulle geregtigheid nie iets is op grond van hulle ras of hulle godsdienste gebruike nie, of hulle gehoorsaamheid aan die wet is nie. Hulle geregtigheid is alleen in die genade van God gesetel, wat hulle deur geloof in Jesus ontvang het. En dis oor hierdie Jesus, wat met sy gees in ons gelowiges leef,
dat hierdie Jode en Grieke saam die Here kan aanbid as 'n gemeenskap van geregtigheid. Al verskil hulle ook radikaal oor hulle afkoms en oor hulle godsdienstige benadering, hulle morele kwessies. En dit weet ons daar in die Bybel oor besnydenis en oor of die Sabbat moet onderhou word en watter kos is rein en wat is nie is onrein. God se oordeel is nie vir my en jou iets om te vrees nie. Dis iets vir ons om na uit te sien. En hier kom 'n bietjie vir ons in, want wanneer Jesus terugkom om te oordeel, sal dit 'n dag wees wanneer lees ons al die trane afgedroog geword, wanneer al die onreg reggemaak word, wanneer God se koninkryk, wat ons so hard aan werk hier op aarde, om dit reeds so bietjie te laat deurskemer, dan in sy volle heerlikheid sal kom. Maar tot daardie dag is ons geroep om instrumente van God se geregtigheid te wees. Nie om mense te veroordeel nie, maar om op te staan. Hoe leer ons wat is God se geregtigheid? Vir die weerlose, om die gebrokenheid te genees, om liefde te bring waar daar haat is. Wil jy God se uitspraak, sy regsuitspraak vir jou hoor? Dit lees ons in Romeine 8 vers 1, nee. Daar's dus nou meer geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Jy hoef nie God se oordeel te vrees nie. God se oordeel oor ons in Christus is, jy is nie skuldig nie. God se oordeel is, kom, julle wat geseënd is van die Vader, kom beerf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van hierdie wêreld af. Dis hoe God se oordeel is. 'n Oordeel van liefde en genade, en wanneer ons daarin leef en wandel, ons vul met ewige hoop. Kom ons bid saam. Here, op hierdie Pinkstersondag kom ons en ons moet die werk van die Heilige Gees in ons mense se lewens raak sien en dit ook vier. En dan kom U, Here, en herinner ons daaraan om op te staan vir U geregtigheid. Dat U reg en geregtigheid nie iets is wat ons uit vrees moet doen, Here, maar dat dit 'n lewenstyl is, 'n handeling, 'n aksie is wat ons moet laat gebeur hier op aarde. Hê, Here, U genade, dat waar ons loop, ons voetspore van Jesus sal los. Van liefde, genade, herstel, insluiting, genesing, omarming. Dat ons U genade vir hierdie wêreld kan aankondig. Ons eer U vir ons lewens in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n baie geseënde week hê en ons gesels volgende week natuurlik weer saam hier by Mosselbaai Moedergemeente. As jy meer wil weet oor die gemeente, gaan besoek gerus ook ons webtuiste www.ngmosselbaai.co.za en jy is welkom natuurlik enige van ons 3 leraars te kontak indien daar ook 'n behoefte en 'n nood is wat ons saam met jou kan werk, saam met jou bid daaroor, saam met jou die pad stap. Mag jy 'n geseënde week hê. Totsiens.